Goeiedag, ek is Rian Pretorius van die Appie Kerk, Waterberg op Nylstroom. Vrede en dankbaarheid is maats. Kom ons lees Kolossense 3 vers 15 tot 17. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid, leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Paulus leer dat gelowiges geroep is om die vrede van God te hê. En dit kan eintlik ook nie anders nie, want God is tog die God van vrede. God se vrede moet in gelowiges se harte heers. En dis interessant dat hierdie as 'n opdrag gegee word, want ons is geneig om te wil dink dat vrede en dankbaarheid 'n toestand is wat gebeur wanneer alles reg is, wanneer omstandighede net perfek is. Maar dis nie wat die Bybel ons leer nie. Ons het deur die Heilige Gees die vermoë om die vrede van God in ons harte te laat heers. Anders sou ons nie so 'n opdrag gekry het nie. Mense wat vol vrede en dankbaarheid is, kweek dit deur die werk van die Heilige Gees. En volgens vers 16 gebeur die kwekery wanneer die woord van Christus ryklik in mense woon. Nie maar net wanneer dit by die een oor ingaan en by die ander oor weer uit nie, maar wanneer jy dit oordink en wanneer dit deel van jou lewe word. Dit moet neskrop in jou. Die evangelieboodskap moet so deel word van jou lewe dat dit jou optrede bepaal. Wanneer jy diep besef wat die Here Jesus vir jou gedoen het, dan gaan jy jouself en ander aanspreek wanneer sy eer skade ly. Dan gaan jy wil sing, nie terwille van jou eie lekkerte nie, maar om hom te verheerlik. God se vrede veroorsaak dan nie net dat jy 'n dankbare vrede in jou binneste het nie, maar ook dat jy vrede maak waar jy ook al gaan. Ons word daartoe geroep omdat ons as God se kinders die voorreg het om in vrede met hom te leef nadat die Here Jesus vrede tussen ons en God kom maak het. Hy verwag van ons om die vrede wat die Here Jesus bewerk het te gaan leef. En daarom word ons ook die verantwoordelikheid gegee om in vrede met ander te leef, omdat ons dankbaar is vir alles wat God deur sy seun in ons lewe gedoen het. As ons dankbaar is, dan kan ons vrede in ons harte hê. As ons nie dankbaar is nie, sal ons nie vrede in ons harte wil hê nie, en sal ons ook nie in vrede met ander kan leef nie. Die gelowiges se woorde en dade behoort te getuig van dankbaarheid vir alles wat ons deur die Here Jesus ontvang het. Dankbaarheid veroorsaak daarom 'n groter effek in my lewe wat my verhouding met God en ander mense raak. En daarom moet ek vir myself vra of ek dit kan bekostig om nie dankbaar te wees nie en nie vrede te hê. Kom ons bid saam. Here, leer my om dankbaar te wees en dan ook vrede in my te hê oor alles wat U vir my kom doen het, omdat daar vrede tussen my en U gemaak is deur Jesus Christus. Amen. Mooi dag vir elkeen.